Psalm 118, vers 18 staan daar, die Here het my ernstig tereggewys, maar aan die dood het hy my nie oorgegee nie. Maak vir my die poorte na geregtigheid oop, ek wil daardeur ingaan, ek wil die Here prys. Dit is die poort na die Here, regverdiges mag daardeur ingaan. In hierdie gedeelte van ons erediens fokus ons 'n bietjie op ons verhouding met die Here. En ons lees iets en ons beleef iets daarvan in hierdie 3 verse. Vers 18, besef ons dat die Here is besig in ons lewens. Hy wys ons tereg. Dit is nou maar so dat daar altyd hierdie ietsie is, wat die Here vir ons uitwys. 'n Gedeelte in ons lewens waarmee hy nie tevrede is nie. Wat hy graag wil hê ons moet verander, sodat ons beter vaar. En ons lees ietsie daarvan in vers 18, van die Here se teregwysing. En wanneer ons dit beleef, dan leef daar in ons hierdie smag. Here, maar help my. Here, verlos my. En dis wat vers 19 sê, is die verwoording daarvan, dat die Here my moet help, want ek kan self nie. Vers 20 is vir ons 'n stukkie geloofsbelydenis, want dit is die Here wat die poort is na geregtigheid. En hy maak ons regverdig, sodat ons daar kan ingaan. Ek weet nie wat vanoggend in jou hart leef nie. Ek weet ook nie waarmee die Here besig is in jou lewe nie. Maar as jy vanoggend 'n uitroep het van Here help, Here verlos, dan wil ek jou nou uitnooi. Ons is nou in 'n veilige ruimte. Ons is hier in die teenwoordigheid van die Here, en hy is die een wat ons altyd uitnooi en sê, kom, laat ons die saak met mekaar regmaak. En ek gaan nou vir ons geleentheid gee vir stil gebed, waar ons net met die Here kan deel, dit wat ons hierdie week beleef het, dit wat ons in ons lewens beleef het, dalk nie so goed en reg is nie, dat ons dit vir die Here kan gee en sê, Here, ons hoor U, Here, help ons, ons wil graag ook leef, soos U wil hê ons moet leef. Kom ons word stil voor die Here. Ook in hierdie oggend, wanneer ons stil word voor U, besef ons, Here, dat ons ook in hierdie week, Here, nie altyd geleef het, soos wat dit hoort by iemand wat U kind is nie. Here, ons beleef ook U teregwysing in ons lewens. Here, baie dankie dat U ook moeite doen met ons. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U teregwysing altyd vir ons tot heil is. Here, dat ons kan glo dat U net die beste vir ons wil hê. Here, ons is swak. Here, ons struikel en val maklik. Here, vergewe ons. Here, baie dankie dat ons ook kan bely dat Jesus Christus is die deur na die hemel. Here, dat U vir ons die pad hemel toe oopgemaak het. Here, dat ons U kinders kan wees, omdat Hy vir ons betaal het op Golgotha. Here, baie dankie dat ons ook kan leef vanuit die verlossing wat U vir ons verwerf het. Amen. Ons kan net so sit, dan sing ons. Die geloofsbelijdenis is nogal vanoggend moeilik, so die kinders moet gou kom help. Ek hoop hier is genoeg kinders, want ek het ten minste 3 nodig. So jy moet gou kinders kom help asseblief, dat ons gou vir die groot mense kan help verduidelik wat ons nou vanoggend hier gaan doen. Hier is natuurlik nou weer Stokkie Lekkers ook betrokke in hierdie hele saak. Anton sê hy wil ook 'n Stokkie Lekker, hy gaan ook kom help. Hallo, hoe gaan met julle? Hallo, kyk hoe skaam is ons, hallo.
Ok, julle, die kerkraad het besluit, ons gaan nou hier 'n verhoog bou. So laat almal kan mooi sien wat hier voor gebeur, So hulle, maar nou moet ons hulle help om die verhoog mooi square hier te bou, Nou, hoe gaan ons dit nou doen? Weet julle nie. Ons gaan die stelling van Pythagoras gebruik. Dis verskriklik, dis 'n vreeslike ding, Dit klink soos iets wat in die kerk moet gebeur, Pythagoras, Klink nogal iets soos 'n ou kerk, So julle gaan gou vir my help, laat ons gou vir hulle merk waar hulle nou die verhoog moet bou. Is dit reg? Een van julle moet vir my hierdie tou hou vas, hierdie punt, so. Gaan jy daai tou vas, Een van julle, gaan jy hierdie enetjie vat, En een moet hierdie enetjie vat. Daar sy. Right, nou moet jy vir ons, Jankie, hier kom staan. Nou vas jy vir ons die tou hierso. Jy moet die kant toe trek, Boeta, tot die tou styf is. Het gaan nog 'n bietjie. Sy, daai tou. Jy kom vir ons hierdie kant tot die tou styf is. Kom bietjie. En dan trek ons hom nog so 'n bietjie. Hier's 'n foutjie. Ons tou is verkeerd. Ek dink jy dinges moet hierso kom. Kom jy hierdie kant? Bring jou tou saam. Hier is nou iets verskriklik verkeerd hierso. Dit gaan nog steeds nie werk. Dis complicated vanoggend hoor. Gaan jy bietjie die kant toe? Gaan staan jy daar waar jou sussie staan? Dan kyk ons wat gebeur nou. Daar sy. Dit lyk beter, ja. Kom hou vas, jy gou vir ons hierso. Right, nou trek jy die tou tot hy styf is, hoor. Daar's al die troue styf. Ja. Want julle sien, as jy nou 'n ding het wat 3 meter lank is, en 'n tou het wat 4 meter lank is, en 'n tou het wat 5 meter lank is, en jy trek almal styf, dan beteken dit, dat hierdie hoek, hierso, is nou pragtig 90 grade. En dis dalk hoe die ou mense in die ou tyd ook hulle geboue so mooi square gekry het. Dink julle, dis nou baie netjies square, Daai ene. Goed. So dis nogal belangrik dat ons nou die punte het, Right, dis grand. Ek dink ons nou mooi so. Maar wag 'n bietjie, julle gaan nou seker nie heel week hier kan staan nie, Nee, ek dink julle wil graag huis toe gaan, Ja. So ons moet merke neersit wat wys waar is hierdie plekke, Sien julle daai 3 bakstene? Kan julle 'n baksteen optel? Nou maar skuif vir ons 1 baksteen soontoe en 1 baksteen soontoe en 1 baksteen soontoe, asseblief. Dan het ons die merke van waar dit is. Moet dit tog nou net nie op hulle tone neersit. Ek het reeds vir hom Anton 'n suigstokkie gegee, want ek het vergeet om die bakstene te was vanoggend. So ek het maar vir hom 'n enetjie gegee. Daar is hy. Nou het ons die merke. Daai was close. Nou kan ons maar die tou neersit, want ons het die merke. Daar is hy. Dis baie grand. Nou wil ek julle gou ietsie vertel van die hoeksteen. Nou baie jare terug, toe hulle begin bou het, wou hulle ook geweet het waar moet hulle begin met die gebou. En dan het hulle 'n groot klip gevat, en dan het hulle die klip neergesit. En dit was die eerste klip van die gebou. Het hulle op die hoek neergesit, En dan het hulle hom ook so uitgemerk, so daardie klip was ook die punt wat rigting gegee het vir die gebou, Dis nogal 'n grand ding, En dan, omdat dit 'n swaar klip was, het hy die gebou geanker. Was dit die plek waar die gebou gebou is. Verstaan julle nou van geboue? Dis vreeslik ingewikkeld, Ja, maar gelukkig hoef ons net die goed te merk, die kerkraad sal die res doen. Baie dankie. Nou het julle vir my mooi gehelp, julle kan vir julle 'n suigstokkie kry. Nou weet julle ook wat 'n hoeksteen is, want ons gaan nou lees van die hoeksteen. In Psalm 118 vers 22 staan daar: die klip wat die bouers afgekeer het, het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons juig
en ons in hom verheug. 'n hoeksteen. Jesus Christus is die hoeksteen ook in ons lewens. En binne ons gereformeerde tradisie dink ons veral as Jesus as die lewendige hoeksteen. As die begin van ons geloof. As die een wat rigting gee aan ons geloof. En die een wat ons geloof anker. Dis hoe ons oor die hoeksteen dink. En die wonder is dat ons hoeksteen nie iewers in 'n kerkgebou se hoek is nie. Maar Jesus Christus is 'n hoeksteen wat in ons is. Wat deur sy Gees binne ons leef. En so ons anker, ons begin en einde is en ook aan ons rigting gee. Dis wat hoeksteen vir ons beteken. Wat 'n wonderlike belydenis. En nou as geloofsbelydenis sing ons lied 478, die lied wat vertel van die fondamente wat God gelê het vir sy kerk. Jesus wat die fondament is, en die apostels en die profete, iets wat vertel van hoe ons gebou word in God se koninkryk in. Kom ons staan, dan sing ons net vers 1 en vers 2 van lied 478. Voor ons nou gaan saam lees, kom ons buig net eers die hoofde in gebed. Ons liefdevolle God en Hemelvader, Here, baie dankie vir die voorreg om ook so as geloofsgemeenskap vanoggend aan u voete te kom sit. Here, om te kom luister wat u vir ons wil sê. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike Psalm 118. Here, dat ons ook in dit iets kan sien van u ewige raadsplan. Here, dat dit iets vir ons kan sê van u beweging in die wêreld. Here, baie dankie dat ons dit ook ons Psalm kan maak. Here, dit is 'n Psalm wat getuig van u wonderlike dade. Here, en daarom kan ons ook vanoggend hulle op ons gebedslysie aan die voete kom neersit. Here, want u is die groot geneesheer. Here, u is die een wat oor ons lewens beskik. Here, u is die een wat voorsien. Here, daarom kan ons elkeen op ons gebedslysie na u toe bring. Here, Psalm 118 is ook 'n lofpsalm.
Here, en ons het hierdie week gesien hoe die kinders prysuitdeling pryse kry, pragtig presteer het. Here, hoe van hulle gekies is om in leiersposisies te dien in hulle skole. Here, en ons is ook saam trots en saam bly oor hulle prestasie. Here, ja, dis nou nie meer lank nie, dan word die oeste afgehaal. Here, en dan gaan ons ook weer daar vreugde beleef. U trou beleef. Here, daarvoor loof en dank ons U in hierdie oggend. Here, daar waar ons nou uit U woord gaan lees, maak ons harte, en ons ore en ons verstand oop. Here, dat dit ook sal inslag vind in ons lewens. Here, ons dank en loof U vir die wonderlike God wat U vir ons is. Amen. Psalm 118, eintlik Psalm 113 tot Psalm 118, staan bekend as die Egiptiese Hallel psalms. En dit het heel moontlik hulle oorsprong in Moses se lied in Exodus 15, daar waar hulle deur die Rietsee gegaan het en verlos is van die Egiptenare. Hierdie liedere het ontwikkel om gebruik te word by die Pasga-viering. Die Pasga-viering was die jaarlikse herdenking vir die Jode van hulle bevryding uit Egipte. En Psalm 118 was 'n integrale deel hiervan. As jy hom mooi gaan lees, dan is dit 'n prosessielied. En as jy nou na die verskillende stemme luister en al hierdie goeie wat in die lied gebeur, dan tel ons iets op van beweging. Dis 'n lied wat die volk sing soos hulle op pad is Kanaan toe. Dis ook die lied wat Jesus sing voor hy gekruisig word. Dis ook 'n lied wat Maarten Luther sing wanneer hy besig is om die kerk te hervorm. Dis 'n lied van beweging, dis 'n lied vir gestuurdes. Nou op sy vroegste of op sy jongste weergawe was hy ten minste al klaar gevorm in 500 voor Christus, na die uitkoms uit die ballingskap uit in Babylonië. Maar as ons dit vat as 'n lied wat van Moses afkom, dan is hy al 1500 jaar voor Christus geskryf. In Matteus 26 vers 30 lees ons, nadat hulle die lofgesang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. En die meeste kommentators is dit eens dat dit juist Psalm 118 was, wat Jesus saam met sy disippels as deel van die Pasga-viering daardie aand gesing het voor hy uit is na die Olyfberg en die tuin van Getsemane. En ek wil hê, ons gaan nou die hele Psalm lees en ek wil hê jy moet, as ons die Psalm nou gaan lees, jouself indink, wat moes in Jesus se gedagtes omgegaan het toe hy hierdie Psalm gesing het, terwyl hy geweet het wat op hom wag. Psalm 118, prys die Here want hy is goed, ja vir ewig duur sy troue liefde. Laat Israel sê vir ewig duur sy troue liefde. Laat die huis van Aaron sê vir ewig duur sy troue liefde. Laat die wat vir die Here ontzag het sê vir ewig duur sy troue liefde. In my angs het ek geroep, Here, hy het my geantwoord. Die Here het vir my ruimte gemaak. Die Here is vir my, ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens
aan my doen? Ek dink dit moes vir die Here oomblik gewees het om te dink, wetend dat dit is mense wat hom nou gaan kruisig. Die Here is vir my as my helper, en ek sal op my haters neersien. Erg om te dink, ure nadat hy dit gesing het, het hy aan 'n kruis gehang, terwyl sy haters om hom gestaan het. Dit is beter om by die Here te skuil, as op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil, as om op vooraanstaandes te vertrou. Terwyl die Here dit sing, besef hy dat sy disippels, die wat hy spesiaal vir hom uitgesoek het, gaan hom in die steek laat. Vers 10. Alle nasies het my omsingel, in die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Toe die wagte van die Joodse Raad en 'n Romeinse afdeling soldate daar aankom, was dit verteenwoordigend van alle nasies. Die Romeine het van hier soldate gebruik gemaak. Hulle het gewoonlik ouens van alle lande gehad. En toe hulle daar kom, toe vra Jesus vir hulle, wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nasaret, en hy sê vir hulle, dit is ek. Hy gebruik dieselfde woorde wat God vir Moses gebruik het, gesê het, toe Moses vir God gevra het, wie moet ek vir Israel sê, stuur my? Toe sê God, sê vir hulle, ek is. En toe hulle daar sê, hulle soek vir Jesus, toe sê hy vir hulle, ek is. Alle nasies het my omsingel, in die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Hulle het my omsingel, ja, hulle het op my toegesak, in die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Hulle het my omsingel soos bye, maar hulle is geblus soos 'n vuur in doringstruike. In die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Julle het my hart gestamp dat ek moes val, maar die Here het my gehelp. My krag en sterkte was die Here, hy het my tot hulp gekom. Die geluid van jubelkrete en van verlossing klink op in die tente van regverdiges. Die regterhand van die Here doen kragtige dade. Die regterhand van die Here is hoog gelig. Die regterhand van die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterf nie, maar ek sal lewe en vertel van die dade van die Here. En dit het ook so gebeur. Die Here het nie gesterf, het gesterf, maar ook weer gelewe. Die Here het my ernstig tereggewys, maar aan die dood het hy my nie oorgegee nie. Jesus was die oorwinning oor die dood. Maak vir my die poorte na geregtigheid oop. Ek wil daardeur ingaan. Ek wil die Here prys. In Johannes 10 sê Jesus self dat hy die deur is waardeur die skape ingaan. Dit is die poort na die Here, regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U prys omdat U my geantwoord en my te hulp gekom het. Die klip wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword. Fariseërs wat hom nie wou aanvaar as die Messias nie. Van die Here het dit gekom. Dit is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons in hom verheerlik. Ag Here, verlos ons tog. Ag Here, gee tog voorspoed. Vers 26, die woorde wat die mense vir Jesus mee in Jerusalem verwelkom het, met sy intog in Jerusalem. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy het vir ons lig laat skyn. Voer met gevlegte takke die kringdans uit tot by die horings van die altaar. Gevlegte doringtakke as 'n kroon vir Jesus. Word hy gelei om geoffer te word op Golgotha. U is my God en ek prys U my God. Ek wil U verheerlik. Prys die Here want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. 'n Psalm wat op die jongste geskryf is 500 jaar voor Jesus gekruisig is. Met soveel detail in oor wat daardie dag en naweek sou gebeur. En ons worry oor hoe ons die einde van die maand dit gaan maak.
of hoe die oes gaan wees. God werk ewig en hy werk groot. Ek het begin weer te sê, dis 'n prosessielied. Dit sê iets van die verbondsvolk se beweging op pad Kanaan toe. Dis iets van Jesus wat dit sing voor sy kruisiging. Daardie selfde aand wat hulle hierdie lied gesing het, sê Jesus vir sy disippels die volgende woorde: Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Elkeen van ons is ook 'n gestuurde. En daarom is Psalm 118 ook belangrik vir elkeen van ons, wat as gestuurders die Here wil volg. Die eerste punt wat Psalm 118 vir ons leer, is dat ons moet getuig vanuit ons verlossing. Die volgende 2 punte was vir my verskriklik maklik toe ek in my voorbereiding besig was. Maar met hierdie gedeelte van die Psalm het ek vasgehaak en gesukkel. Want die ou vertel net van dit wat die Here vir hom gedoen het. En ek verstaan nou nie lekker hoe pas dit in by gestuur wees nie. En Vrydagoggend lees ek in my persoonlike stilte tyd die volgende aanhaling van Barend Vos, waar dit gaan oor krisisse en ons wat weet nie verstaan hoekom die Here nie wil help nie. En dan sê Barend Vos die volgende: dalk bied ons krisis 'n geleentheid aan ons medegelowiges om ons te hulp te snel, juis hulle wat nie sukkel om in die goeie God te glo nie, om hulle verhale met ons te kom deel, om te kom sê, hoor hier, dit het God aan my gedoen, so het hy my gered. En dis presies wat vers 5 tot 17 doen. Dis 'n lys waar die digter vir ons vertel van al die wonderlike goed wat die Here vir hom gedoen het. Te dikwels, as ons dink aan die groot opdrag om vir die mense te gaan getuig oor Jesus, dan dink ons jy moet 'n groot teologiese graad hê, of jy moet 'n baie goeie uitgewerkte evangelisasie kursus gedoen het, sodat jy met evangelisasie vir die mense kan vertel van Jesus. Psalm 118 kom wys eintlik vir ons nee. Getuig van dit wat jy aan jou eie lyf gevoel het. Jou eie getuienis is eintlik die beste manier om van die Here te getuig. Dit laat ons natuurlik met 'n ligte probleempie, want dit hang af hoe ons na ons eie lewens kyk. Kyk ons na ons lewens vanuit ons eie prestasie uit, of kyk ons met die bril wat altyd vir Jesus soek, God se hand wil raak sien in dit wat met ons gebeur. Die Psalm praat van die vyand wat my gepak het soos 'n swerm bye. Nou ek het ook nogal so 'n by storie waar die bye my gepak het. En toevallig het ek net laas week met oom Frits, wat die koster is by Jan Kemp gestaan en gesels oor presies hierdie storie waar 'n swerm bye my gepak het. Want hulle sit by hulle kerkgebou met bye en dis vir hulle 'n probleem. Ek moes nogal 2 keer na Jan Job toe gaan sodat hy my kan spuit, want die eerste spuit was nie heeltemal genoeg nie. En ek vertel altyd hierdie storie van hierdie bye en hoe ek nou soos heuning geryk het vir 2 weke na die getekkel met die bye. Maar die interessante is, elke keer wanneer ek hierdie verhaal vertel vir mense, en as dit ander mense, dan vertel hulle vir my, ja, maar ek weet van so en so wat dood is as gevolg van bysteke. Nou die statistieke sê daar's maar omtrent so 10 mense in 'n jaar wat doodgaan van bysteke.
Ek was baie gelukkig dat ek dit gemaak het met daardie klomp bye en dat ek so ver niks daarvan oorgehou het nie. Sien ons nog die Here se hand in dit wat elke dag met ons gebeur? Psalm 118 motiveer ons om ook daardie oomblik in ons lewens, daai oomblik wat jy besef, maar nou het ek 'n groot moeilikheid geontsnap. Daai wat jy so stil en saggies vir die Here sê, dankie Here. Ek besef dit is nou U. Psalm 118 motiveer ons, sit daardie gebeure bietjie oor in 'n loflied, sodat ons ook vir die wêreld kan getuig van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Die tweede wat Psalm 118 vir ons op aandag wil opvestig, is dat ons getuig oor die plek van geregtigheid. In vers 19 tot 20 praat van die poorte na die geregtigheid wat oop is. Ons leef in 'n ongeregtige wêreld vol ongeregtigheid. En ons hoor heeldag van een of ander hashtag sosiale matter wat beveg word. Ek weet net nie altyd of al hierdie hashtag bewegings in die regte rigting is nie. Maar God se koninkryk is 'n werklikheid. En juis omdat dit buite ons is, kan ons seker wees dat God se geregtigheid die ware geregtigheid is. Ja, ons smag na 'n wêreld van geregtigheid. En daarom is dit so baie belangrik dat ons ook getuig dat Jesus is ons geregtigheid. Natuurlik is dit belangrik dat wanneer ons getuig dat Jesus ons geregtigheid is, dat ons dit ook moet leef. Dit help nie ons getuig dat Jesus is ons geregtigheid. En ons smag na geregtigheid nie, maar ons leef in onreg met die mense naby ons of om ons nie. Nee, ons moet Jesus se geregtigheid getuig en dit leef. Maar ons is op pad na 'n beter plek. Laastens praat Psalm 118 met ons oor iets van ons verwerping. Want dit is ook so dat hoewel baie mense smag na geregtigheid en ons hierdie goeie boodskap het om te gee, is daar baie wat nie belangstel in God se geregtigheid nie. Wat niks wil weet van God se koninkryk nie. So as ons wil gaan getuig, moet ons besef dat ons gaan nie altyd welkom wees nie. Nog erger, baie keer word ons getuienis in die kerk nie eers aanvaar nie. En dis die sleg en die hartseer dat ons baie keer in die kerk seer kry. Dat mense voel hulle word nie gehoor nie en hulle bydrae word nie raak gesien nie. Dis 'n groot tema in Psalm 118. En as ons 'n bietjie na die Joodse kommentators kyk, dan vat hulle ons terug na die Joodse slawerny in Egipte. En wanneer Psalm 118 praat van die bouers, dan praat hy van die Egiptenaar. As hy praat van die steen wat afgekeer word, dan praat hy van 'n slawevolk. En as hy dan praat van 'n hoeksteen, dan praat hy van die uitverkore volk, wat tot heil van die wêreld moet wees. Ons maak baie maklik dieselfde fout as die Egiptenare. Ons kyk en luister na mense en dan dink ons nee wat, as gevolg van sy status, hoef ons nie te luister na wat hy sê nie. Ons trap maklik in daardie gat. Maar Psalm 118 word ook in die Nuwe Testament aangehaal om te verwys na waar die Fariseërs, die skrifgeleerdes gesê het, ons aanvaar nie vir Jesus Christus as die Messias nie. Ook daar is vir ons 'n lesie in te leer. Baie keer luister ons nie na ander mense nie, omdat hulle nie dieselfde manier dink as ons nie. Daarom skryf ons hulle af.
Die wonderlike is, dat die verskil tussen 'n weggooisteen en 'n hoeksteen is God. En dit maak nogal dit belangrik, dat ons moet baie versigtig wees wanneer ons luister na mense en wanneer ons praat met mense en wanneer ons mense sommer net na die kantlyn toe wil skuif. Want dis dalk 'n mens waarmee God besig is. Nog lekkerder, nog 'n groter woord van troos is, dat die Here is besig om elkeen van ons van 'n weggooisteen af te verander na 'n steen in die lewende gebou van sy koninkryk. 'n Woord van vermaaning, maar ook 'n woord van troos. Broers en susters, Psalm 118 is 'n loflied vir ons as gestuurdes van die groot gestuurde Jesus Christus. As dit die psalm was wat Jesus gesing het net voor sy kruisiging, dan kan dit ook maar ons psalm wees. U is my God en ek prys u my God. Ek wil u verheerlik, prys die Here want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Amen. Ons liefdevolle God en Hemelvader. Here, hierdie psalm is eintlik te veel om in te neem. Here, ons besef dat u op pad is met ons en die wêreld. Ons besef ons is gestuur. Ons besef ons word deel van 'n groter plan. Here, baie dankie dat daar in ons lewens oomblikke is van verlossing. Oomblikke wat ons aan ons lyf gevoel het, Here, waarvan ons kan getuig. Here, baie dankie dat u met ons op pad is na 'n koninkryk van geregtigheid toe. Dat ons daarvan kan gaan vertel. Here, help ons wanneer ons voel dat ons ook 'n bietjie verwerp is. Help ons om altyd te onthou dat u die een is wat ons optel en ons inbou in u koninkryk in. Here, daar buite is 'n wêreld wat Psalm 118 vir ons as gestuurdes en vir hom wat u gestuur het, Jesus Christus, so bitter nodig het. Here, gee vir ons die moed en oortuiging om ook te getuig, om ook te vertel, om ook hierdie loflied aan te hef in hierdie week, sodat mense kan sien dat ons u dien. Here, baie dankie dat u altyd die een is wat die swaar en moeilike dinge doen. Here, dat u die een is wat die heavy lifting doen, ook in u koninkryk. Here, baie dankie dat ons ook medewerkers kan wees, dat ons ook 'n klein deeltjie kan uitmaak. Here, wees met ons in hierdie week, wil u ons lei, behoed en bewaar. Ons vra dit alles in Jesus naam alleen. Amen.